met die laaste van die feeste. Dit is dan ook die 7de fees. Onthou, ons het mos die 3 maande van feeste deur die Joodse godsdienstjaar gehad, die 1ste, die 3de en die 7de maand, en nou in hierdie ene, die Loofhuttefees, behandel ons die laaste in die reeks van 7 feeste wat die Here vir die volk Israel voorgeskryf het. En die laaste fees is die feestyd, in hierdie feestyd is dan ook die fees van Tabernakels, of ook bekend as die Loofhuttefees, ook bekend as Sukkot, Hebreëus. Hierdie fees het plaasgevind van die 15de van die 7de maand tot die 21ste van die maand. En dan was daar 'n spesiale Sabbat op die 22ste van die maand gehou. Dit was die tyd van die finale insameling van die oes. Hierdie fees is bekendgestel deur Moses aan die volk Israel in Levitikus 23 vanaf vers 33 tot 36 en vers 39 tot 44. So kom ons lees daar in Levitikus 23 vanaf die 33ste vers. Dis nou die 7de en die laaste fees, in die godsdienstjaar van die volk Israel. En die Here het met Moses gespreek en gesê: "Spreek met die kinders van Israel en sê: Op die 15de dag van hierdie 7de maand is dit 7 dae lank die Hittefees vir die Here. Op die eerste dag moet daar 'n heilige vuurdag wees. Geen beroepswerk mag julle doen nie. 7 dae lank moet julle aan die Here 'n vuuroffer bring. Op die 8ste dag moet daar vir julle 'n heilige vuurdag wees en julle moet aan die Here 'n vuuroffer bring. Dit is 'n feestyd. Julle mag geen beroepswerk doen nie." Dan vers 39 tot en met 44, steeds Levitikus 23. "Maar op die 15de dag van die 7de maand, as julle die opbrengs van die land insamel, moet julle die fees van die Here 7 dae lank vier. Op die eerste dag is dit rustdag en op die 8ste dag is dit rustdag. En op die eerste dag moet julle vir julle vrugte neem van suurlike bome met palmtakke en takke van digte bome en rivierwilgers en 7 dae lank voor die aangesig van die Here julle vrolik wees. En julle moet dit as 'n fees van die Here 7 dae in die jaar vier. Dit is 'n ewige insetting vir julle geslagte. En in die 7de maand moet julle dit vier. 7 dae lank moet julle in hutte woon. Almal wat in Israel gebore is, moet in hutte woon, sodat julle geslagte kan weet dat ek die kinders van Israel in hutte laat woon het, toe ek hulle uit Egipte land uitgelei het. Ek is die Here, julle God. So het Moses dan die feestydde van die Here aan die kinders van Israel bekend gemaak. 'n wonderlike gedeelte hier in Levitikus 23 rondom die Loofhuttefees. Hoewel die fees op die 15de dag van die maand sou begin, dis nou die 7de maand, en 7 dae lank gehou sou word, is daar tog uitdruklik gesê dat dit eers gevier moet word nadat die opbrengs van die land ingesamel is. Daar in vers 39 het ons dit nou net gelees, Maar op die 15de dag van die 7de maand, as julle die opbrengs van die land insamel, moet julle die fees van die Here 7 dae lank vier. Is baie insiggewend dat in Deuteronomium 16 vers 13 ons lees dat daar eintlik 'n dubbele oes sou wees. Die Hittefees moet jy 7 dae lank hou as jy van jou dorsvloer en wynpers insameling hou. Die Engels sê thy corn and thy wine. In ander woorde, hierdie fees was 'n koringfees of dan nou die oesfees van die dorsvloer en dan ook die wynpers by die insameling. En in daardie tyd was die lande klaar afgeoes. Die mense kon nou rus van hulle arbeid,
dit was 'n tyd van groot blydskap. Hulle het eintlik aan die einde gekom van hulle landboujaar, as ek dit so kan stel. Die Hebreërs het van oral oor die hele land het hulle gekom na die tempel in Jerusalem. Hulle het hulle tiendes en hulle offerandes gebring en hulle geloftes aan die Here het hulle vervul. Nou, behalwe dat hierdie fees 'n landboukundige karakter gehad het, want die loofhuttefees het 'n baie sterk landboukundige karakter gehad, maar dit was ook 'n herinnering vir hulle aan God se magtige redding wat hy bewerk het, toe hy hulle verlos het uit Egipte, en ook hulle omswerwinge van 40 jaar in die woestyn, en hulle omwandelinge daar, toe hulle in tente en ook in hutte gewoon het, soos hier staan in vers 43, sodat julle kan weet dat ek die kinders van Israel in hutte laat woon het. Nou ons weet hulle het in tente en ook in hutte gewoon. So hierdie fees, die loofhuttefees, dit was dan nou gedenk hoofsaaklik om Israel se woestyntogte uit Egipte tot in die beloofde land te herdenk. Hierdie fees het hoofsaaklik uit 2 elemente bestaan. Dit was die bou ten eerste van 'n tydelike hut, en dan ook saam met dit die bring van hulle tiendes en offergawes en offerandes aan die Here, as jy gaan lees in Levitikus 23, in Deuteronomium 16 en in Numeri 29. Dis die 3 hoofstukke wat vir ons mooi verduidelik. Levitikus 23, Deuteronomium 16 en Numeri 29. En die fees gedenk ook die rus wat God vir hulle gebring het. Want onthou, dit was mos rus van hulle 40 jaar omswerwing wat hulle aan die einde sou herdenk, want hulle is nou in die beloofde land, maar in hierdie geval, rus van die insameling van die oes. Ja, ook rus van die woestynreis vir 40 jaar moes hulle reis, 39 jaar plus, maar dit was ook die rus van die insameling aan die einde van die landbouoes wat nou ingekom het. So, en vir hierdie fees moes die Israeliete uit hulle huise uittrek, om vir hulle tydelike strukture op te rig, hutte wat hulle van takke gebou het, en met loof of palmtakke bedek het, en die huttefees is so genoem, omdat Israel dan moes woon in lowerhutte. Dit is hutte wat van blare gemaak is. Dit is ook die fees van insameling genoem, né? In Deuteronomium 16:13, die fees van insameling, want hulle het mos nou al hierdie oeste ingebring van die land af. Die landboufees het nou tot sy einde gekom vir hierdie spesifieke tyd van die jaar, voordat die nuwe oes weer sal begin, of dan weer die nuwe reenseisoen wat gaan volg hierna, met die nuwe aanplantings en weer nuwe oeste wat sou kom. So hierdie is reg aan die einde van hulle landboujaar ook. En die gesin bring dan vrugte en geskenke, en hulle het oral in hierdie hut, het hulle dit geplaas en hulle het dit opgehang, en 7 dae lank het die hele gesin in tydelike woning gebly, terwyl hulle grootliks hulle in die Here verbly het, en daardeur gedenk hulle God se getrouheid, God se teenwoordigheid, God se beskerming, God se voorsiening, en die belangrikheid van God se algenoegsame voorsiening, word dan nou verder beklemtoon deurdat die mens kon rus, en ook so ingaan in die rus van God. Nou tradisioneel word verwys, as ons nou praat van die lulaf en dan die sitron, dit is nou, wanneer hulle na die sinagoge gegaan het, dan het hulle hierdie palmtakkie voor die aangesig van die Here gewaai. Miskien, as u lees in Levitikus 23 vers 40, sal u verstaan, op die eerste dag moet julle vir julle vrugte neem van suurlike bome. So wat hulle dan gedoen het is, hulle dan op hierdie tyd, wat hulle eintlik gedoen het, as ek nou al die tekste in hierdie hoofstukke wat ek vir u sê, wat u moet nalees in Numeri 29, Deuteronomium 16, Levitikus 23, en ook in die geskrifte van Esra en Nehemia, en jy gaan lees in al hierdie dinge, dan gaan jy die volgende ontdek, dat daar was hulle lulav wat hulle dan volgens tradisie saamgevoeg het. Dit het bestaan uit 'n palmtakkie, dan dra hulle, dit is nou slegs vrugte, die takkie wat slegs vrugte het, maar geen lieflike geur nie. Want die palmtakkie sou dus die aanduiding daarvan wees. Dit dra slegs vrugte, maar daar's geen lieflike geur. Dan het hulle saam met dit 'n mirtetakkie gehad. Slegs 'n lieflike geur, maar geen vrug nie, want die mirtetakkie het nie die vrug gedra nie. Dan het hulle wilgertak geneem, geen vrug of geur nie, dit het niks gehad. En dan het hulle die sitroenvrug gehad. Hierdie tak dra 'n vrug sowel as 'n lieflike geur. En al 4 hierdie takkies saam
wat dan die lulaf gevorm het. Dis nou die palmtakkie, die mirtetakkie, die wilgertakkie en die sitroenvrug. As hulle dit saamgebring het, dan simboliseer dit die ware lewe van die Israeliet voor God. Daar's vrug, maar nie 'n lieflike geur nie. Daar is 'n lieflike geur, maar nie 'n vrug nie. Daar is geen vrug of geur nie, of daar is 'n vrug, maar sowel as 'n lieflike geur. So dit was dan wat hulle gedoen het. Hulle het dit dan gebring, en dan het hulle hierdie lulaf met groot vreugde voor die aangesig van die Here in hulle plekke van byeenkomste, veral in later jare toe hulle nou hulle sinagoges gehad het, dan het hulle dit nou daar geswaai en vrolik en bly voor die Here gewees. As ons van die loofhut praat, want kyk, ons praat mos nou van die loofhuttefees. Die loofhut was ook bekend as die sukkah. En die belangrike eienskap of kenmerk van die sukkah is die tydelike aard daarvan. En dit is met takke gebou. Dit kon nie lank hou nie. Dit was net 'n tydelike struktuur, en hierdie struktuur bestaan uit 'n dak met 4 kante, waarvan een kant onbedek is. Die dak word bedek met takke, met loof of blare aan. En waar nou van hierdie fees gepraat word in Levitikus, nou lees ons, en ek het dit net vir u gelees in Levitikus 23, daar word melding gemaak van palm en wilger takke. Dis die 2 bome waarvan ons lees wat se takke en blare gebruik was, palm en wilgertakke. Maar in Nehemia, in die boek Nehemia 8 vers 15, sien ons dat hulle ook olyftakke en mirtetakke ook gebruik het. Dit was ook in die goddelike bevel ingesluit. Daar word verwys, hulle het sierlike en digte blare van bome gebruik. Lees ons mos nou in Levitikus, palm en wilgertakke, en ook by dit in Levitikus 23 vers 40, sierlike en digte blare. Kom ons in die boek Nehemia, lees ons van hulle het ook olyf en mirtetakke gebruik. Ons het dus, as ons dit nou alles saamneem, ons het die olyfboom, die palmboom, die mirteboom, en saam met dit natuurlik die wilgertakke. So ons het die wilgerboom, mirteboom, olyfboom en palmboom. En al 3 hierdie was gebruik om die hitte te maak, en waarvan die wilgertakke dan gebruik was natuurlik omdat dit so soepel is, soos 'n lat, en deurgevleg en aan mekaar verbind. En so kon hulle dan hierdie struktuur aan mekaar hou. En die bedekking moes van so aard wees dat jy snags die sterre kon sien dat dit sigbaar is. Die kante kon met enige tydelike materiaal bedek word. Die binnekant word versier met enige geweefde doek, kombers of materiaal. Dis nou in die binnekant van die hut. En dan het die hele gesin vrugte ingedra en neute, en dan het hulle saam fees gevier, en die hele gesin, hulle het gedans al om die hut, en binne in die hut, en buitekant, en saam met bure en familie, en gewoonlik in 'n sirkel, nee, want dis so hulle danse gedoen het, in die vorm van 'n sirkel, en hulle was uitbundig, vrolik, en hulle het hulle in die Here verheug, en hierdie hele familie saamtrek, beeld nou ook die hart van God, as Vader uit. So wanneer die Israeliet in sy sukkah gebly het, in hierdie loofhut, dan is daar geen onderskeid nie, wat jy moet onthou, almal is nou gelyk, nee, die armes en die rykes, daardie fantastiese paleise wat hulle ingebly het, moes hulle nou uitgetrek het, die welgestelde Israeliet, en die armste van mense, almal van hulle, die rykes, die armes, die welgesteldes, die behoeftiges, almal moes in hutte bly, gemaak van takke. En kyk 'n mens na die olyfboom, dan sien ons dit spreek van die volheid van geestelike krag in Sagaria, hoofstuk 4. As ons kyk na die palmboom, van triomfantelike oorwinnings, soos wat u lees in Psalm 92 en in Johannes 12. Kyk 'n mens na die mirteboom, dan sien ons vreugde en vrolikheid, Jesaja 55. Kyk ons na die wilgertak, die trane van verdriet, Psalm 137, daar by die riviere van Babel, onthou u daai lied wat hulle gesing het? En so die gedagte aan die verlede, want as hulle aan die wilgertakke gedink het, is een van trane, want hulle sal terugdink aan die goeie wat hulle nou nie meer gehad het nie in baie opsigte, want onthou, toe hulle daar was by die vlakte van Babel, het hulle gedink aan die goeie in die land van Israel wat hulle moes verlaat het. En so kon ons sien, het alles betekenis gehad, daar was diepe simboliek, daar was 2 Joodse rituele met die loofhuttefees. Die 2 Joodse rituele wat met die loofhuttefees gepaard gegaan het, was die volgende. En dis baie interessant as ons die Nuwe Testament bestudeer om te sien hoe Jesus Christus dit vervul het en hierdie rituele ook na hom verwys het, want onthou, al hierdie feeste was betrekking op Christus, al 7 die feeste het na Christus verwys, onthou, want al hierdie 7 feeste wat ek nou met u vir weke lank behandel het, het almal hulle vervulling in Christus gevind. So luister hierna, die eerste ritueel
was die een wat bekend was as die uitstorting van die water in die tempel. Want op die laaste dag van die loofhuttefees word deur die Jode genoem, dis wat hulle het genoem het, Hosanna Rabba, die dag van die groot Hosanna. Hosanna Rabba, die dag van die groot Hosanna. En op hierdie dag, dan gaan die Jode se gebeure in besonder oor God se verlossing deur die Messias. Hierdie ritueel het 'n fisiese en 'n geestelike betekenis. Kom ek dit so verduidelik. Hierdie eerste ritueel van die uitstorting van die water in die tempel. Die fisiese betekenis, hulle het aan die begin van die winter reënvalseisoen gestaan. Want jy moet onthou, ek het mos gesê ons kom aan die einde van die landbouseisoen. Hulle het die koringoes ingebring en nou wil hulle hê die Here moet weer vir hulle die eerste reëns begin gee binnekort oor die nuwe seisoen wat moet aanbreek, dat hulle weer hulle aanplantings kan doen. So hulle het 'n spesiale dankoffer vir God gebring vir die reën wat God nou vir hulle gaan stuur. Want hulle het reën nodig gehad, want die aarde moet deurweek word sodat hulle weer kan ploeg en plant. Wat die geestelike betekenis betref, dit verwys na die komende Messias wat vir hulle die lewende water van sy gees sou gee. En hierdie ritueel van die uitstorting van water is soos volg uitgevoer. 'n Sekere gesalfde priester het gewoonweg gegaan en hy het gaan water skep in 'n goue beker uit die poel van Siloam. Nou ek is baie bekend met die poel van Siloam, want ek het by 'n geleentheid per ongeluk in daai poel geval. Eendag terwyl ek in die land van Israel was, toe ek uit die tonnel van Hiskia onder die poorte van Jerusalem uitgegaan, en toe ek nou onder die aarde uitkom, die tonnel wat Hiskia gegrawe het, toe het ek nou daar binne in die poel van Siloam myself bevind en ek het daar ingeval. So wat die priester gedoen het, hy het na hierdie poel toe gegaan, die poel van Siloam, met 'n goue beker, dan het hy gaan water skep, en dan neem hy dit en hy bring dit na die hoëpriester in die tempel. En hy het hierdie water uitgegooi in 'n bak by die voet van die altaar. Vanuit 'n ander beker is wyn in dieselfde bak gegiet, en daar het dan water en wyn gemeng deur 'n spesiale afleipypie uitgevloei en deur pype terug na die spruit van Kidron. Terselfdertyd het priesters die basuine geblaas en die leviete en die volk het palmtakke, dis nou daai lulafs, het hulle gewaai terwyl hulle psalms, van 113 tot 118, dit was gewoonlik wat hulle gedoen het. As jy in jou Bybel gaan kyk, Psalm 113, 114, 15, 16, 17 en 18. Nou daai 6 verskillende psalms het hulle by hierdie geleenthede gesing ten tye van hierdie feesvieringe. En is dit nie ongelooflik waar dat die Here Jesus Christus hierdie fees in Jerusalem gaan bywoon het uit gehoorsaamheid in die wet? As jy gaan kyk in Johannes hoofstuk 7 vers 2 en vers 8 tot 10, toe Jesus daar gekom het, en toe het hy mos gepraat en gespreek, maar as jy water wil hê, kom na my toe, as iemand dors het, en daar staan mos, en op die laaste dag, die groot dag van die fees, die loofhuttefees, dis presies die dag toe hierdie dinge gebeur het, hierdie Joodse ritueel met die uitstorting van water, die oomblik toe die Jode dit doen, toe staan Jesus in Jerusalem, by die tempel, en hy roep uit, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En dit het hy gesê van die Gees wat die sou ontvang wat in hom glo, want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. Ongelooflik waar. Op dieselfde dag, hier staan dit in jou Bybel, in Johannes 7, vers 37, 38 en 39. En op die laaste dag, die groot dag van die fees, dis die loofhuttefees, het Jesus opgestaan en gesê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Heerlike Gees van God. En dan die tweede ritueel was die verligting van die tempel. Want 10.000 pelgrims het mos nou na Jerusalem gekom om die hittefees te vier, en hulle het nou in die tempelgebied gekom, elkeen het 'n brandende fakkel gehad, so jy kan maar net dink hoe dit in die nag gelyk het, vir kilometers ver aan 1000 mense het hulle met hulle fakkels gekom, en hier het ons 'n baie fisiese betekenis, wat nou ook gekoppel word aan 'n geestelike betekenis, is aan mekaar verbonde, want baie sonskyn was saam met die reën nodig vir 'n gunstige landbouseisoen, en hulle het God gedank vir die sonskyn wat hy vir hulle sou gee. Jy sien, eers die water, die Here gaan die reën gee, en as hulle dan geploeg en geplant het, moet God die sonskyn gee, dat die son op die aarde kan bak, sodat daardie saad wat nou nat geword het, kan ontkiem, en dat dit kan opkom, sodat daar weer vir hulle 'n nuwe oes kan wees. En is dit nie aangrypend, dat Jesus in die volgende hoofstuk, waar ons net al gelees het in Johannes 7, lees ons in hoofstuk 8, Jesus sê, ek is die lig van die wêreld, wie my volg,
sal sekerlik nie in duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. Aangrypend. Hierdie aangrypende woorde van die Here Jesus. Ek is die lig van die wêreld. Net nadat hy gesê het, ek is die water, en kom na my toe, en ek sal vir julle die Gees gee. Daar waar ons in Johannes gelees het, as jy die hele hoofstuk gaan lees, gaan jy dit so kosbaar lees. Kom in die volgende hoofstuk, en hy sê, en ek is die lig. Wie my volg, sal nie in duisternis wandel. Jy sien, in albei hierdie fees hoogtepunte, het Jesus duidelike en kragtige verklaringe gedoen, dat hy die werklikheid is na wie hierdie feeste verwys het. Die Messias, Christus, is ons vreugde, voorsiening, gesondheid en rus. Maar hierdie fees, hierdie loofhuttefees, wys ook profeties heen na die insameling van die oes, die sieleoes aan die einde van die daarop volgende rusperiode, wat die wêreld moet kom, wat die wêreld se pad langs moet kom, die 1000 jaar vrederyk, wanneer die geregtigheid van Christus oor die hele aarde sal wees. En hierdie fees, die loofhuttefees, sal dan ook jaarliks dwars deur die 1000 jaar vrederyk gevier word. En ons lees mos in Sagaria 14 vers 16 tot 19. En almal wat oorbly uit die nasies wat teen Jerusalem aangekom het, sal jaar na jaar optrek om te aanbid voor die koning, die Here van die leerskare, en om die hittefees te vier. En wie uit die geslagte van die aarde nie na Jerusalem optrek om voor die koning, die Here van die leerskare te aanbid nie, hulle sal geen reën kry nie. En as die geslag van Egipte nie optrek en nie kom nie, op wie geen reën sal val nie, dan sal tog die plaag hulle tref waarmee die Here die nasies tref wat nie opgaan om die hittefees te vier nie. Dan sal die straf van Egipte wees en dit sal die straf van die nasies wees wat nie optrek om die hittefees te vier nie. Maar dit verwys na die 1000 jaar vrederyk wanneer Christus eendag teruggekeer het na hierdie aarde. Dit verwys nie na nou nie. Wat die volk Israel betref, spreek die loofhuttefees dus van die seëninge wat hulle sal geniet gedurende die 1000-jarige vrederyk. Wat die gelowiges vandag betref, ons as kinders van die Here, spreek dit tot ons van die rus wat ons reeds in Christus ingegaan het, in Hebreërs hoofstuk 4 vers 1 tot 14. U sien, in Johannes 1 vers 14 staan, Jesus Christus is die ware tabernakel. Daar staan mos, dat hy het gekom en het onder ons kom woon. Die woord het vlees geword, hy het mens geword en het onder ons kom woon. Ek wil dit baie duidelik onder die aandag bring. Christus sal in die finale instansie die fees van die tabernakel, die loofhuttefees, vervul by sy wederkoms. Want dan sal daar 'n letterlike rus vir die aarde en sy inwoners wees. En dit kan u lees in baie hoofstukke in die Bybel, Daniël 7, Jesaja 2, Openbaring 20, Jeremia 23, Amos 9, Micha 7, Sefanja 3. In al hierdie hoofstukke kan u dit lees. Hierdie Messias ryk, hierdie 1000 jaar vredesryk, sal ongekende seëninge vir die volk van Israel bring. En Jesus, die Messias, sal self koning wees in hierdie tyd. En die millennium, die 1000-jarige vrederyk, bring dan al die onvervulde beloftes van die Joodse verbonde, die Joodse feeste en onvervulde profeseë van die Ou Testament in vervulling. So die loofhuttefees vind sy hoogste vervulling in die komende 1000-jarige vrederyk van ons Here Jesus Christus op aarde. En daar is dis nou geen manier of wyse wat ek vandag die loofhuttefees moet onderhou, soos enige van hierdie 7 feeste nie. Ons het nie nodig om enige van hierdie 7 feeste fisies te onderhou nie. In die eerste plek was dit gegee vir die volk Israel. In die tweede plek is dit alles vervul in Christus Jesus. En Christus Jesus is dus ons fees. Die Bybel sê, laat ons fees vier in Christus, want hy is ons fees. So u en ek in die onderhouding van Christus en die wyse waarop ons Christus dien in ons lewe en met hom wandel, is hy ons fees en onderhou ons hierdie feeste. Maar op 'n unieke, besondere wyse gaan hierdie laaste fees, hierdie loofhuttefees, op 'n besonderse wyse in die 1000 jaar vrederyk
eendag letterlik onderhou word vir 1000 jaar lank. En dit gaan 'n herinnering wees aan die wonderlike rus wat God vir sy volk gebring het en die oeste wat inkom. En die Bybel sê hulle gaan onder hulle bome sit, die vettigheid van die land gaan oorloop. Elkeen gaan onder sy eie wynstok en wingerdstok sit. En al hierdie heerlike beloftes wat nog nooit vervul is nie, al hierdie verbonde wat in hulle volle konsekwensies moet totaal deurgetrek en voltrek word, en al die feeste wat in hulle totaliteit finaal hulle vervulling moet kry, tot aan die einde van die nuwe ewigheid, wanneer Christus Jesus die koninkryk aan God die Vader sal oorgee. Al die onvervulde profeseë van die Ou Testament sal uiteindelik in die 1000 jaar vrederyk hulle volle beslag kry. So u en ek, ons wag vir die wegraping. Na die wegraping die 7 jaar groot verdrukking, en na die 7 jaar groot verdrukking die 1000 jaar vrederyk, wanneer die kerk saam met Jesus Christus ook op aarde sal wees, 'n groot deel van die kerk, om saam met hom te kom regeer. En dan sal ons ook sien hoe die loofhuttefees gevier gaan word. Mag die Here vir jou seën.